En ons eer U, ons loof U, ons prys U wonderlike naam, Vader. Amen. U kan U se plekke neem, baie dankie broeder en suster. Ek gaan ontvra dat die ouers wat die kinders wil insien net na vore gaan kom saam met die ouma en oupa. En ons vir die Here vir hom te help op 'n besonderse wyse. So kom na vore. Is wonderlik dat ons dit weer kan doen en is wonderlik om 'n ouma en oupa 2 weke na mekaar hier voor te hê. Dis awesome. Is goed om vir julle te sien, is goed om julle hier te hê. Kom staan vir my hier voor. Kyk julle vir my en nou ma en pa, weet julle, dit wat julle vanoggend doen, is die belangrikste ding wat julle ooit vir Johandrey gaan doen. En dis om na die Here toe te bring en te sê, Here, hier is my kind, asseblief seën hom. Dis hoekom ons dit doen. So ons doen dit nie omdat dit 'n kerklike instelling is, en weet, ons doen dit omdat ons dit wil doen om net die regte ding te doen. Dit gaan oor, ons doen wat die woord sê, wat God sê. Bring jou kind na die Here toe, dat die Here kan seën. En dis wonderlik. Hy's pragtig en ons weet die Here gaan julle baie ryklik seën. Ek hoop net hy pa se looks, want maat nog hare, jy weet. Hy's pragtig. Ag jete. Ek dink onder gebed weer ek het so 'n ding, jy weet, my vrou sal hom vat en beweeg terwyl ek julle besig hou, jy sien. Ek het nou vir julle gesê, dit wat julle vanoggend doen is die belangrikste ding wat julle ooit vir hom kan doen. En dit is absoluut so. Weet julle, die Here gee vir ons 'n kind, maar ons besef nie altyd daai verantwoordelikheid wat ons het. Waar gaan hy al sy triks leer? By pa en ma. Want pa en ma is die een met wie hy die meeste te doen gaan hê. Jy weet, ja, hy gaan al sy stoutigheid by ouma en oupa leer, dit weet ons nou al. Maar julle is die twee wat vir hom die voorbeeld moet stel. Julle moet vir hom dinge leer. Veral nou dat hy klein is, op hierdie stadium kan hy niks vir homself doen nie. Later al begin hy maar goedjies self doen en self dink en al die goed. Op hierdie stadium leer hy absoluut deur dit wat hy sien. Deur dit wat hy ervaar. En dis wat julle aan hom moet oordra. Want dis wat God wil hê. Nou ou liefding. Jo, hy kyk hierdie oom nou uit hierso. Dis reg. Ja, ek gaan jou steel as hy nie oppas nie. Ja. Here, dankie vir 'n wonderlike voorreg om kinders te kan hê. Weet julle, ek sê dit so gereeld, daar so baie mense wat nie kinders kan hê nie, en hulle wens so hulle het, en hulle het nie. So julle is bevoorreg, God het julle geseën, en God het julle geseën met hierdie pragtige kind, en ek gaan net lees uit Matteus 19 vers 13 tot 15, voor ek 'n paar vrae vir julle gaan vra. Toe bring hulle die kindertjies na hom, dis na die ouers, dat hy die hande op hulle moet lê en bid. En die disippels het hulle bestraf, maar Jesus sê, laat die kindertjies staan, en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want as sulke spoor die koninkryk van die hemele. En nou kom die belangrike deel, en hy het die hande op hulle gelê, en daarvandaan vertrek. So, ons gaan vanoggend vra dat die Here sy hande op hom gaan lê, en hom gaan seën op 'n besonderse wyse, maar ook vir julle as ouers, en ouma en oupa. En ek weet dat die Here vir julle op 'n besonderse wyse gaan deurdra, in hierdie groot taak. Dit raak ongelukkig al hoe moeiliker om 'n kind in hierdie wêreld groot te maak, vanweë al die invloede, maar wie wat die Here help ons, en die Here gaan vir julle ook help. Nou ek gaan vir julle as ma en pa net elkeen 3 vragies vra. Erken julle die aanbieding van hierdie ou seentjie dat hy genadegawe van God is, en dat julle bloot as voogte oor God se erfdeel aangestel is? Wat is julle antwoord? En dan beloof julle in die teenwoordigheid van God en sy gemeente dat julle hierdie kindjie tot die beste van julle vermoë sal opvoed in die vrese en kennis van die Here, deur deeglike onderrig in die Christelike leer en deur 'n voorbeeldige en godvrugtige lewenswandel. Wat is julle antwoord? Dan die derde een is maar altyd die moeilike, en erken julle dat God het hierdie kindjie aan julle gegee, die volste reg het,
Indien sy wyse raad het mag gebied om die gawe weer van julle te neem, en beloof julle dan indien dit sou gebeur om as gelowiges saam met Job te sê, die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here. Wat is julle antwoord? Wonderlik, kom ons staan broeder en suster, gaan vra dat u hande gaan uitsteek, my pastoor en ek kom help Melanie, en dan gaan ons hom ook salf, ons gaan van maand pa ook salf, is so voorreg, kijk, ek het julle gesê, julle moet nou vir my vrou gee, maar moenie worry nie, sy sal nie onder gebed verdwaai nie, sodra hy begin skree, maar dan soek ek hom, Here ons salf op in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, salf ook vir mamma in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, salf ook vir papa in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en Here Jesus, baie dankie dat ons nou na u toe kan kom, en Here dat ons so klein Johandrey Becker aan u kan opdra, Here hy is 'n gawe van u het hom vir papa en mamma gegee, en Here, die woord sê ons moet die kindertjies na u toe bring en hulle nie verhinder nie, want ons sulkes bo die koninkryk van God, en ons salf hom, en ons seën hom nou in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, dat die seëninge oor hom sal wees, Here, al die dae van sy lewe, en dat hy absoluut 'n uitstaande seentjie, babietjie, en later groot mens, as u hom gaan spaar sal wees vir u. Here, en dankie dat soos u hom ook dan vir sy ouers gegee het, gee ons hom nou terug vir papa en mamma, en ons seën vir papa en mamma ook, en vra Here dat u vir hulle ook gaan help, en dat u vir hulle ook gaan onderneem, en dat u vir hulle ook gaan deurdra. U is 'n wonderlike God, u gaan hulle versterk, u gaan vir hulle onderneem, en u gaan vir hulle help. Seën ook vir ouma en vir oupa, Here, is 'n voorreg om kleinkinders ook te hê, en u gaan hulle ook gebruik, Johandrey se groot maak, Here, en hoe hy gaan groot word, en die dinge van die Here moet leer. Laat u seën op hul nou gebied, Here, en onderneem vir hulle is ons gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons sing hulle toe, laat die Here seën op hul daal. Laat die Here seën op hul daal. Die gee sy Sion hul bestraal. Die wat beveel en let geskied. Wil hier die seën oor hom gebied. Kan die sitplek neem, ons gaan hom net geluk wens. Geluk, oumaatjie, baie seëninge vir jou. Mamaatjie, baie geluk en baie seëninge vir jou. Pa, baie seëninge vir jou. O, en jy is die mooiste mooi, jou. Baie geluk, oupa, baie seëninge vir jou, hoor. Ja, prys die Here, dankie Michael. Dit is dan wonderlik om dit te kan doen, die belangrikste ding wat ons kinders ooit kan doen. Nou broeder en suster, ek gaan vanoggend met u ietsie deel, en dit is die tweede gedeelte van wat dit beteken om te gee. En om te gee is nie net woorde nie. Dit gaan oor dade. Weet, ek het in die week, en hy sit vanoggend hier, en hy sê hopelik, sal u nou nie weet wie dit is nie, maar hy gaan weet wie hy is, en sy vrou gaan weet wie hy is. Ek het iets interessants teëgekom by hom, en met hom gedeel, en gesê, luister, stop nou die lorry so bietjie, kom ons stop hier, want jy kan nie so aangaan nie, het gaan op die einde van die dag 'n probleem veroorsaak, want deur al sy lewe het hy altyd gesorg vir die vrou en die kinders, en nou kan hy dit nie meer doen nie, want hy's nou al te oud om weer werk te kry, en so hy's so bietjie meer afhanklik van ander. Toe sê ek vir hom, maar wie wat? God bly sorg. God bly kyk. En dis waarna toe ek en jy moet streef om te sê, maar ek gaan my kant bring nog steeds, natuurlik.
Maar ek kan nie meer doen wat ek gedoen het 40 jaar terug, of 30 jaar terug, of 20 jaar terug nie. Maar ek moet doen wat ek kan doen, maar dan moet ek weet, God is die een wat vir my sorg. Hy is die een wat gaan voorsien, hy is die een wat gaan onderneem, hy is die een wat my gaan deurdra. En weet jy, dis wat vir my so awesome was in die sessie, en ek kon saam met hom bid, en ek kon sien, daar's al 'n verligting by hom gewees. Maar dis wat met my en jou moet gebeur, om te sê, ek gaan op 'n punt kom, waar ek net gaan oorgee aan die Here, ek gaan nog steeds omgee, gaan nog steeds doen wat ek kan doen, al is dit nie altyd wat ek altyd in die verlede kon doen nie, omdat dit nie altyd my finansiëel moontlik is, of my kragte is bietjie min nie. Ek het Vrydag by oom Louis se begrafnis, 'n man wat ek baie jare laas gesien het hy my kom groet, en gesê, pastoor, onthou jy die dae wat ons saam volleybal gespeel het? Ek sê, ja. Wanneer doen ons dit weer? Ek weet nie of ek dit meer sou kan doen nie. Pastoor, onthou jy toe ons die kerklike cricketliga gehad het? Die indoor cricket, ek sê, ja, ek onthou dit baie goed. Gaan ons dit weer kan doen? Ek glo nie. Want sien, die 60's lê en loer soos 'n dief in die nag vir my. En my lyf herinner my daaraan, hoor. Ek het weer vanoggend toe ek wakker word, en ek is de mekaar, toe wonder ek, weet, is ek nog hier? En toe ek die pyne voel, toe sê ek, ja, ek is nog hier. Ek en jy moet net bly omgee vir die Here, tot die dag, dat die Here ons gaan kom haal. Terwyl ek die voorbereid het, iets by my opgekom, en jy moet hoor wat ek sê, daar's nog so baie mense wat sê, en dit kom van Moses se tyd af, eintlik voor Moses se tyd, waar die woord gesê het, en die mens sal 120 jaar oud word, het julle het gelees. Nou baie mense sê, ja, ek glo dit nog. Luister, daar's op hierdie stadium op rekord nie een mens in die wêreld wat 120 jaar oud is. So Psalm 90 vers 10 is vir ons van toepassing, en dis wat die Here sê, ons sal 70 word en ons so sterk as 80. Dit maak sin. So, sorry vir jou as jy nog glo in die 120 ding, it doesn't happen anymore. Ek het so bietjie die hulp van ChatGPT en so ingewin. Die oudste persoon op hierdie stadium in die wêreld is 117 jaar oud, op rekord. Kyk, so is op pad 120 toe, maar of hulle het gaan haal is te bevraagteken, want die ouens haal dit nie meer nie. Ek wil net vir jou sê, ons tydjie is 70 jaar, die Here gee dit vir ons, en die sterk is 80, doen wat jy moet doen in daai tyd. Moenie aan die einde van jou lewe kom en sê, ek moes meer omgegee het, ek moes meer gedoen het, ek moes meer gegee het, en as jy dink, ag maar ek is nou afgetree, ek hoef niks meer te gee nie, luister, no time to retire, time to refire. Okay? Tot daardie dag en die Here my en jou kom al, dan kan ek retire. En dis hoekom my vrou weet, ek gaan nie aftree nie, ek gaan optree. Jy weet, ek gaan aanhou bly doen wat die Here wil hê ek moet doen. So ek wil hê, julle wat geluister het na 1, 2 is belangriker faktore, en ek gaan veral klem lê op goed wat ons verhinder om te gee. En ek wil hê, jy moet so 'n bietjie kyk, hoekom kan ek nie omgee? Wat is die rede hoekom ek nie kan gee soos ek moet, en kan omgee soos wat ek moet nie? En as 'n klomp goed, en julle gaan dink, wow, dis nogal relevant wat dit is. En dis wat so wonderlik is van hierdie gedeelte, ons gaan dit weer na Handelinge 20 vers 25 toe, waar hy pertinent sê, saliger om te gee, as om te ontvang. Nou kom ek sê vir julle, is baie saliger om te gee, as om te ontvang. Daar's geen twyfel daaroor nie. Ek en jy moet so lewe, dat ons sê, dis saliger om te gee, want onthou die wêreld, jy kan maar aangaan, die wêreld leer ons, jy weet, ek moet meer kry, ek moet meer hou, ek moet beskerm wat ek het, en ek moet leef vir myself. En dis nie wat God wil hê. Dis nie hoe God wil hê ons moet optree nie, en ek en jy moet beslis nie so optree nie.
Die koninkryk werk anderste, wat sê hy, ware vreugde lê nie in wat ons ontvang nie, maar in wat ons uitdeel. Dis hoekom, dis baie beter om te gee, as om te ontvang. Hoekom? Want jy voel soveel beter as jy gee. En dit het te doen met die Here. Dis lekker om uit te deel. Dis lekker om te gee, vir God te gee. Vir mense te gee, vir God se koninkryk te gee. En onthou, en ons gaan vandag baie klem daarop lê, geld is so 'n klein stukkie daarvan. Want ons het nie altyd geld om te gee nie. Ons het nie altyd dinge om te gee nie. Maar God sê, gee wat jy het. Nou, daar is 'n klompie goed wat ek laasweek deurgegaan het. Ek gaan net vinnig weer alles net vir die verfris. Nommer 1 is om te gee is die karakter van God. Nommer 2, om te gee is 'n uitdrukking van liefde. Nommer 3, om te gee vereis vertroue in God. 4, om te gee is 'n daad van geloof. En 5, ons gee omdat Christus alles gegee het. Dis die 5 punte wat ek laasweek gedoen het. Ek wil net vandag 'n paar puntjies byvoeg. Nommer 6, ons gee nie net geld nie. Die Bybel wys baie forme van gee. En kom ons kyk, wat is ander forme van gee? En inteendeel, dis baie meer as die geld. Baie meer. Nommer 1, ons gee ook ons tyd. Efesiërs 5:16 sê, gebruik jou tyd wys. Die Here gee ons baie tyd. Wat doen jy met daai tyd? My skoonpa is hier, hy sal weet, dis hy wat hierdie goed bly vir my gesê het in die verlede. As ek sê, ek het nie tyd om met God te spandeer nie, wat doe jy tussen 3 en 4 in die môre? Ja. Maak tyd. Maak tyd om te gee. Maak tyd om te gee. Maak tyd om iets vir die Here te doen, iets vir sy koninkryk te doen. Maak tyd om ander mense te seën, soos die Here vir my en jou wil seën. Want as ek ander gaan seën, gaan die Here my definitief seën. Maar dan moet ek en jy doen wat God wil hê ons moet doen. Tweedens, ons moet ook ons liefde gee. Romeine 12:10 sê, wees hartlik teenoor mekaar, wees lief vir mekaar. Weereens, liefde gaan nie oor woorde nie, dit gaan oor dade. Ek en jy moet gee. Ons moet omgee en ons moet dit wys. Dit help nie ons sê, ek gee om, maar ek doen niks. Want dan eintlik sê jy, daar's niks. Wat help dit jy sê jy het iemand lief, maar die dade wys pertinent iets anders nie. So dis belangrik dat ons ook daai liefde gaan gee. Dan kan ons ook vergifnis gee. Efesiërs 4:32, vergewe soos Christus vergewe het. Almal wat berading by my het en baie van die goed gaan oor vergifnis, om mense te vergewe, sal weet nou waarvan ek praat. Vergifnis gaan nooit oor die ander persoon nie. Dit gaan nie oor die persoon wat iets oor jou gedoen het nie. Dit gaan oor jouself. Want ongelukkig kan ek en jy niks doen aan dat wat daai ou gedoen het nie, maar ek kan doen hoe ek gaan optree. Vanoggend toe ek en Melanie hiernatoe ry, is daar iets oor die radio wat iemand praat. En luister gou hier, dit was vir my so awesome. Dis hierdie predikant, sy kind is doodgery deur iemand. En die familie kan nie verstaan hoe hy daai ou kom vryspreek. Die familie verstaan dit nie. Hulle sê geregtigheid moet geskied. Ja, geregtigheid moet geskied. Maar om geregtigheid te laat geskied beteken nie, ek gaan nie daai ou vergewe nie, ek moet. Want ek gaan oor myself. Want wat sê die Bybel, as ek nie kan vergewe nie, kan God my nie vergewe vir die goed wat ek al gevang het nie. Dit maak nie dit wat daai ou gedoen het reg nie. Dit sê nie dis oukei wat daai persoon teenoor my gedoen het nie, want dit is nie oukei nie. Maar is nie oukei dat ek nie vryspreek nie, maar dan kan ek nie vrykom nie. En dis die probleem.
Toe het ek vir Melanie nogal 'n opmerking gemaak, sommer dat ek geweet het, is vanoggend deel van die preek. Ons vergewe wanneer dit ons pas. Dink so 'n bietjie daaroor? Ons vergewe wanneer dit ons pas. En dis nie hoe dit moet werk nie. Ons moet vergewe sodat God ons kan vergewe. Ons moet vryspreek sodat ons kan vrykom. Dink so 'n bietjie daaroor. Iemand het 20 jaar terug iets aan jou gedoen. Nou wil jy nie vergewe nie. Vir 20 jaar het daai persoon advertensiespasie in jou kop. En hy betaal nie eens daarvoor nie. Weet julle hoe duur is advertensies en ons gee dit gratis weg? 20 jaar top ek oor hierdie goed, ek haat hierdie ou. Wil hom nie vergewe nie, ek wil hom nie vergewe nie. Gaan nie vergewe nie. Dit oorheers jou drome, dit oorheers jou denke. Dit oorheers jou verhoudings. Ek het pastoor Japie het vanoggend oor iets gepraat. Ek het nou die dag 'n vrou gehad, sy is deur haar 4de huwelik. Sy sê, "O, hierdie verskriklike man waarmee ek getroud is," so ek stop die lorry. Ek sê al 4 huwelike het iets in gemeen, dis jy. En as al 4 man so sleg was, beteken dit, jy het 'n probleem want jy trek verkeerde ouens aan. Nou is net so groot. En toe besef sy, maar luister, miskien moet sy begin kyk wat is fout by haar. Dat sy dan hierdie verkeerde ouens kies. Dan kies ek dwaal so 'n bietjie af, maar dit gaan oor, jy weet, ek moet gee, maar ek kan nie altyd gee as ek dinge nie reg doen nie. As ek nie vergewe nie. Kyk, en hierdie vergifnis is belangrik. Vergewe soos Christus vergewe het. Julle moet mekaar soos Christus, julle moet mekaar vergewe soos Christus jou en my vergewe het. Wat het hy gedoen aan die kruis? Al ons sondes, al ons siektes, al ons stryd, alles op hom geneem. Ons kan ook bemoediging gee. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, bou mekaar op. Ons kan mekaar bemoedig. Ga vanoggend so 'n bietjie iemand anders op pik. Ou Thys, wie? Toe sy jou so rowwe tyd gegee het, kon ek jou bemoedig. Ek kon ek vir jou sê, is okay. Jy het al gekies, maar jy gaan okay wees. Ek en jy moet mekaar kan bemoedig. Dis dit gaan okay wees. Zani vertel my nou die dag, pastoor, ek het iets by jou geleer. Toe sê ek, vra wat? Toe sê sy vir my, pastoor, jy het my geleer dat dis okay om nie okay altyd te wees nie. En dis hoekom ons daar is om mekaar te bemoedig. Partykeer voel ons nie so lekker nie, maar ons kan mekaar bemoedig. Deur te sê, is okay. Gaan okay wees. Want die Here is daar. En die Here sal help, en die Here sal onderneem, en die Here sal vir ons deurdra op wyses. Hoekom ek elke keer terugstap en neem my hand aan, nie weet ek nie. Okay. So ons mekaar kan bemoedig, so kan ons ook gee. En ons kan ook ons talente gee. Hoe die Here het ons soveel talente gegee. Ek het net vanoggend vir Konrad gesê, asseblief moet net nie saam Michael gaan sing nie. Want dis nie vir sy talente nie. Ek is seker hy dink hy kan sing, maar regtig. Ek noem nou maar iets, maar weet wat, jy het soveel talente wat God vir jou gee. Wat doen jy dan? Pastoor, maar ek kry nie geleentheid nie, maar luister, skep geleenthede. Doen dit. Ek bedoel, Hannes, jy en Gerda. Here het vir julle hierdie talent gegee om te sing. En skielik
Julle het op begrafnisse begin sing. Ek het nou al 2 gedoen die afgelope tyd toe julle gesing het. By 'n begrafnis. By ouetehuise, by troues. In plaas van by die pub, nee. Dis wat so awesome is. Ek kan my talente gebruik. En ek bedoel, hulle is al 2 al amper oor die muur. Nee, nog nie. Gebruik jou talente wat jy het. Kola, as jy kan bak, jy ons lekker geëet Woensdag. Dis sharp. Go for it. Dis wat ek en jy moet doen om te sê, ek het hierdie talent, ek gaan dit gebruik tot eer en verheerliking van die Here. Dit kan ek gee. En weet wat, partykeer is dit 'n talent om net te gaan, te sê, my oom, weet wat, ek is so lief vir jou. Die tannie lê baie ernstig in die hospitaal. Ek kan ons net bemoedig gedeet, as jy het gaan ook is. Die Here gaan ons deurdra. Kan jy sien? Dis wat hierdie bemoediging betref. Om mekaar te bemoedig, daar te wees vir mekaar om te gee. En weet jy wat, om dit te bewys, so ons mekaar opbou. Ons talente. Natuurlik ook ons finansies. Ouens wil so kwaad raak, as kerke en predikante oor geld wil begin praat. Ek weet, party ouens ruk dit heeltemal uit verband uit. Maar jy weet, baie ouens kry swaarnis hulle eie skuld, want hulle ken nie die beginsel van gee nie. Pastoor, ek het nie om te gee nie. Weet jy wat, as jy 10 sent of 20 sent het om te gee, gee dit, want God sien dit raak. En ek vat jou terug na Jesus toe, in die tempel. Al kom 'n weer aan, met 2 oortjies, 2 5 sente. 2 1 sente. Wat mis dit ook, ek dink is 2 1 sente gewees, Konrad, nee. En sy gooi dit in, en almal het gekyk na die storie, en eintlik gesê, ag shame, jy weet. Sy gee die minste wat sy kan gee, sekerlik. En wat sê Jesus? Sy het meer gegee as almal van julle, want sy het alles gegee wat sy gehad het. En ek glo daarna die Here haar nog meer geseën. So wie wat partykeer, daai 10 sentjie wat ek in elk geval niks mee kan doen nie. Vir jou 50 sentjie, ek gee dit vir die Here en sê, Here, hierso, dankie, dis vir u werk. Ek weet is min, maar ek leer by u. U het gesê, daai vrou het meer gegee as almal, want sy het nie gegee uit oorvloed nie, sy het alles gegee wat sy gehad het. En dis wat ons moet doen. En ek dink dan ene waar ons seker die meeste onskuldig is hierdie ene. Ons kan ook ons getuienis gee. Matteus 28 vers 19, gee die evangelie aan die wêreld, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle, leer hulle, en vertel hulle van Jesus, vertel vir hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Miller, weet jy, ek het so nader aan jou gekom, deur al ons sessies, want ek het jou leer ken deur goed wat gebeur het, en jy het vir my die wonderlikste getuienis denkbaar. Hy speel nou keyboard hier, ja, sy guaranteed ook al verval is, oor 70. Maar hy speel nog steeds, hy gebruik 'n talent vir die Here, maar is ook 'n getuienis, want op 'n stadium het sy hand so gedraai, jare terug, wat hy geopereer moes word. Nou, 'n kat het jou gebyt, as gemis ek. En die Here het daai hand genees, hy speel. Dis 'n getuienis, dis die eerste keer dat ek daai getuienis gehoor het. Weet jy, dis wat ons so mense moet vertel. Wat het die Here vir my gedoen? Dis maklik om te sê wat die Here vir ander gedoen het. Wat het hy vir jou gedoen? Vir jou. Jy moet 'n getuienis hê. Die Here moes sekerlik vir jou iets gedoen het. Hoekom vertel jy dit nie vir ander nie? Begin dit gee. Dis awesome om dit te gee. Awesome om dit vir die Here te gee. En te sê, Here, hier's my getuienis. Ek gaan vir ander vertel van hoe goed Jesus is. So gee is nie net 'n transaksie nie, dis 'n lewenswyse. Ek wil nie gee om my gewete te sis nie.
Ek wil nie gee net om beter te voel nie. Ek wil gee, want dis 'n lewenswyse. God wil hê ek moet omgee. God wil hê ek moet gee. En doen dit. Ek het gisteroggend, het ek by die bid hier iets getuig. Dit was vir my net awesome. Daar was 'n inbetaling in ons kerk se rekening in die week. Ek weet nie wie's dit nie. Al wat daarby staan is gehoorsaamheid. Persoon het toe hulle die geld oordra na die kerk se rekening, die verwysing was net gehoorsaamheid. Wow! Wees gehoorsaam en begin omgee, begin gee. Nie net geld nie, want die Here staan nie belang aan my geld nie. Hy kyk na my hart. En daar's soveel goed wat jy kan gee, en ek wil net gou almal herhaal. Ons getuienis, ons finansies, ons talente, ons bemoediging, ons vergifnis, ons liefde, ons tyd. Al daai goed kan jy gee. Ek wil net by tyd afsluit voor ek na die volgende punt toe gaan. Wie weet hoeveel minute is in 'n dag? Kom ek sê jou, 1440 minute in 24 uur. Kyk. Hoeveel van dit is eintlik die Here se? 144 minute volgens die 10de beginsel. Wat ek vir die Here moet gee. Daai tyd is om met die Here te spandeer of iets vir die Here te doen. Wie van ons kom dit na? Ek dink bitter min. Want jy sien selfs dit moet ons vir die Here gee. Ons dink 10de praat dit van geld, 10de praat van alles. Ek kan ongelukkig nie 'n hele dag vir die Here gee nie, want daar sekere goed wat ons moet doen, hè. Ons moet werk. Kos maak vir my man. Ek moet huis skoon maak. Daar's baie goed wat ons moet doen. Maar die Here het lank aan my gepraat oor hierdie 144 minute van die dag se myne. Dis tyd wat jy op sy moet sit vir my, sê die Here. Gaan dink so 'n bietjie daaroor. Dis baie hoor, want is 2 en 'n kwart uur. 144 minute op 'n dag se Here sit. Ek sê nie jy moet al daai tyd spandeer om te bid en Bybel te lees nie. Dit kan jy ook doen. Maar ek bedoel, dis tyd wat jy op sy kan sit om te sê, ek wil nou vir die Here iets doen, want ek het mos nou 144 minute 'n dag. So wat maak jy daarmee? Ek en jy kan daai 144 minute gebruik om baie vir die Here te doen. Al is dit om vir iemand kos te maak, al is dit om vir iemand 'n truitjie te brei, want ek het bietjie wol oor. Ek het nie geld nie, maar ek het bietjie wol en ek het bietjie tyd. Elisa kom by die weduwee en vra, wat het jy? En sy sê, ek het net so bietjie meel en 'n bietjie olie en that's it. En hy sê, nou, maak vir my iets om te eet. Maar dis dan my laaste kos. Ek en my kind gaan nou doodgaan. Hy sê, nee, doen wat God vir jou sê. Sy doen dit en toe seën die Here haar so ryklik. Jy sien, dis wat ek en jy moet begin doen. Deur te sê, dit wat ek het, gaan ek vir die Here gee. En daai 144 minute gaan ek toepas. En ek gaan dit vir die Here gee. En ek gaan doen wat die Here sê. Ek wil aanbeweeg. So dis goed wat ek kan gebruik, hoe ek kan wys ek gee om, en ek doen, kyk, om te gee. Nou 7, wat hou mense terug om te gee? Nou, kyk so bietjie hierna, want ouens wat nie hierdie beginsel snap en nie doen nie, gaan ergens homself of haarself kan sien. Die 4 wat ek net vinnig gaan oor praat is vrees, selfsug, gierigheid en ongeloof. So die eerste ding wat my kan terughou om te gee of om te gee, is wat as ek tekort kry, daai vrees, maar ek kan dit nie nou gee nie, want dan gaan ek sterf, of dan is ek in die moeilikheid,
of dan gaan ek nie dit kan maak nie. God se antwoord is, ek is jou voorsiener. En Timoteus sê mos vir ons, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing. As God vir jou sê om iets te doen, en om te gee en om te gee, doen dit asseblief. Hoekom? Want God is jou voorsiener. Weet, ek het hierdie beginsel in die bediening op 'n stadium, ek praat nou van so 30 jaar terug, het ek die kans gehad om Israel toe te gaan, om opgeleid te word as 'n gids. Hulle het 'n klomp predikante gekies, maar jy moes 'n sekere bedrag neersit, ons het dit nie gehad. Ag, en ek het vir die Here gesê, dis oukei, hy gaan voorsien. En iemand kom na my toe en gee vir my 'n bedrag. Maar is min, dit dek dit nie. En ek het daai bedrag gesaai. Toe kom iemand anders weer en hulle gee my nog meer. En toe het ek daai bedrag ook gevat en gesaai. Tot iemand uiteindelik gekom het met die hele bedrag. Toe het ek genoeg gehad. Ek het daar geleer wat dit is om God te vertrou. Jy sien, en dis waarvan ek praat. Daai vrees in jou, maar ek kan nie nou dit doen nie, want ek gaan myself te nakom. Weet jy, wanneer is ietsie moeite werd om te gee, wanneer jy dit voel? As jy dit nie voel nie, dan worry jy nie daaroor nie. So, hierdie vrees, wat as? My ouma het altyd gesê, wat as die hemel val, dan dra ons almal blou missies. En ek het iets by haar geleer, ek is 'n jong laaitie gewees, ek sit langs aan die kerk, en die offerande boertjie kom om, en sy sê vir my, sy het niks in haar beursie, want sy het al haar geld in die week vir iemand gegee, maar sy voel net, sy moet vanoggend gee, en sy verstaan nie, sy hoor hoe die Here vir haar sê, vat jou beursie en maak hom leeg, en sy vat die beursie en sy draai hom om, en die offerande maatjie, en die geld val uit, en haar oë is net so groot, en my oë is net so groot, toe die Here geld in die beursie geplaas, sy het net gehoorsaam gewees. Jy sien, dis die gehoorsaamheid wat ek en jy moet hê. Ek het hierdie getuienis ook al gebring, sy is ook al baie jare oorlede, sy is in 2006 oorlede, sy was 96 jaar oud. En ek sal nooit vergeet nie, sy vertel haar oudste seun, my oom wat op nou die dag oorlede is, moes gaan swat, en hulle is arm gewees, arm, en hulle het nie geld gehad vir universiteit nie, en die oggend wat hulle moes gaan inskryf met die geld, het hulle dit nie, en die Here sê vir hom, hy moet aantrek, kry alles reg, sê vir jou man, hy moet regmaak, hy moet hom vat. En my oom vertel dit, hy het dit vir my vertel, hy was so op stroppelus, hy sê, ma, ons kan nie universiteit toe gaan nie, ons gaan voel, ons wil onsself maak, want daar is nie geld nie. En sy het vir hom gesê, my kind, die Here sal voorsien. En net voor hulle ry, druk het op haar hart, sy moet net posbus toe stap, sy gaan posbus toe, hier lê 'n koevert met al die geld wat nodig is. Nou, hoe werk dit? Ek en jy moet eers wegkom van die vrees af. Ek is bang, ek maak 'n fool van myself. Vrees. Wat as? Vrees. Moenie dat vrees jou dryf nie. Sê nee. As die Here vir my sê ek moet iets doen, dan moet ek dit doen. En gehoorsaam wees. Tweede probleem wat mense terughou om te gee, selfsug, want die vlees wil hou. Die gees wil deel. Julle weet wat die term hoarders beteken, né? Dis die ouens wat alles bymekaar maak. Hulle raak van niks ontslaan nie. En as jy gaan luister na die motief, dan is die motief altyd
Wat as ek dit weer nodig gaan hê môre? Wat as? Nou dit gaan ook terug na die vrees toe, maar dit gaan ook oor selfsug. Ek wil alles hou. Ek het eintlik lanklaas hierdie vertel, ma. Ek het lanklaas hierdie vertel. Ek en Melanie, toe ons aan Brits was in die gemeente, en my pa hulle soontoe getrek het, toe is ons genooi vir Sondagmiddagete. Onthou maar daai storie. En julle, dit was lekker kos, maar julle in hierdie ou gechipte, verbleikte borde. En julle gaan my nie glo nie, maar reg agter my was hierdie glaskas met hierdie borde met goue rande. En ek draai om en ek vra vir my ma, vir wie hou sy dit? Vir die volgende vrou van pa. Lang storie kort, volgende ete eet ek uit borde met goue rande. Vir wie wil jy dit hou? Vir die kinders? Why? Dis joune, gebruik het. Vir jou oudag, mens koud. Hoor jy so die probleem wat ons het? Pastoor, ek het 4 toasters daar in my kas. Hoekom? Nie in geval die een breek, want ek nou nooit. En dan het ek weer. Hier is ouens wat jy het nie. Hoeveel toasters het jy? 5. Ja, maar julle hoor wat ek probeer sê. Hoekom vir julle dinge hier onder by mekaar wil maak? Jy kan nie een van dit saamvat. En in elk geval, as jy nie meer daar is nie, gaan jou man of vrou, definitief die volgende man of vrou dit gebruik. Nou gaan ek dit dadelik gebruik. Die vlees wil net alles hou. Want kyk jy so wat sê Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar gaan jou hart op wees. As jou hart is by al hierdie goed wat jy by mekaar maak, verkeerde plek. Want jou hart is dan ook daar. By hierdie skatte. Verder punt by wat hou mense terug om te gee, is ongeloof. Ek wil net vir julle sê, God sal voorsien. Sommige glo dit nie, maar God het homself oor en oor bewys. Nie net aan my nie, aan jou ook, as jy terugkyk. Ek kry so swaar, maar luister, die Here sorg nog vir jou. Ek dink hier as een van ons wat sal heel moontlik kan sê, ek het die afgelope 24 uur niks geëet. Of ek het nie 'n bed ingeslaap nie. Ek het nie klere aan nie, want julle het almal klere aan. Die Here bly voorsien, hè. Hou op om nie te glo nie. Hou op om ongeloof te hê. Die kernvraag hier is, vertrou ek God genoeg om te gee? Vertrou ek God genoeg om te gee? Vertrou ek God genoeg om myself te gee? Vertrou ek God genoeg om my goed te gee? Asseblief, ek sê nou nie vir jou om jou huis te gaan leegmaak en alles weg te gee nie. Ek het dit nie gesê. Maar hoekom wil jy goed hou wie jy nie gebruik het nie? Ek het nou die dag met 'n weduwee gepraat. Haar man is nou al 2 jaar oorlede. Sy het nog nie aan sy kas gevat nie. Ek sê, hoekom nie? Maar dis so, jy weet, sentimenteel. Ek sê, broeke en hemde sentimenteel. Ek sê, begin daai goed saai dat die Here jou kan begin sien. Moes 'n lang pad met haar stap en sy het begin doen. En die oomblik wat sy dit doen, sy sê, ek voel so goed. Want as ek terugdink, dit was eintlik so stupid om alles in die kas te wil hou, waar mot en roes en allerhande goed dit verniel. Nou kon ek dit saai vir ander mense wat nie het nie.
Nou het hulle klere, en ek kon dit doen in nagedagtenis vir my man. Ek preek nog vir myself ook vanoggend, dat ek het in die week weer gesien, my teologiese baadjie hang nog in die kas. Julle sy knope, gat is hier en die knoop is hier. En toe ek op AGS Theologiese College, en daai baadjie, kyk, hy is nou nie so klein nie, maar die knoopsgat is hier en die knoop is hier. En ek het elke keer vir myself gesê, en ek sê dit al 20 jaar vir myself, die dag sal kom en ek hom weer gaan dra. Luister wat ek vir jou probeer sê. Hou op om goed in die wêreld by mekaar te maak, waar mot en roes dit verniel. En wat diewe in elk geval kom inbreek en steel. Melanie het baie goed van haar ouma geërf juweliersware. Alles is gesteel. Want hulle het ingebreek. Al haar juweliersware is weg. Haar oorspronklike trouring is ook goners. Al haar goed is weg. Want jy sien ons versamel vir ons goedjies en eintlik vir wat? Want hy praat daarvan waar die dief inbreek en steel en dit kom op. Luister wat ek vanoggend sê. Vertrou jy God genoeg om te gee? Nou agstens is die laaste punt voor ek gaan saamvat. Wat is die seëning van gee? Nou Handelinge 20 vers 35 sê daar in die begin, dis saliger om te gee as om te ontvang. Dis beter om te gee as om te ontvang, op elke terrein. Weet julle, is vir my so awesome, my personeel, as hulle moet hoor, hulle moet weer goed gaan haal, dan reis Nico se hare op klaar, die bietjie wat hy het. God bly net vir ons goed gee. Klere, kos, meubels. Dis vir my so fascinerend. God bly gee, hoekom? Want ons bly gee. As jy gaan begin gee, gaan jy sien hoe God jou gaan sien. Dit is 'n beginsel, wat jy saai, gaan jy maai. Ons sê dit so baie en ons hoor dit so baie, maar ons glo dit. Dis wat ek en jy moet doen. Die grootste beloning, dis nie finansiëel nie, maar geestelik. So wanneer ons gee, werk God in ons. Ons word meer soos Christus en ons geloof groei. Wanneer ons gee, word God ook verheerlik. Ons ervaar sy vrede, ander word opgebou, so God werk hier ook deur ons. God se werk, die Here verander eers die gewer, voordat hy die ontvanger verander. Hoor jy so wat sê ek? Ek moes dit nou weer in die week hoor, en toe gaan haal ek nou maar weer Matteus 8 vers 11 uit, die goue reël in die Bybel. Dit wat jy graag wil hê ander aan jou moet doen, moet jy eers aan hulle doen. Daai ou groet my nie, okay? Wat sê die Bybel? Jy moet hom eers te groet. Ja, maar hulle moet eers goed teenoor my optree. Dis nie wat die Bybel sê nie, jy moet eers te goed optree. En as hy my vieslik behandel, dan is dit sy probleem, nie joune nie. Kan jy hoor? Ek het nou 'n ruk terug 'n mammaatjie by my gehad. Seker baie swaar. Toe sê ek vra, het jy nog baie van baba se ou goed daarso? Ja, sê sy. Ek sê, hoekom maak jy dit by mekaar en bring dit kerk toe, dat ons weer vir iemand anders kan gee wat daai kleiner babietjie gaan hê, of het.
En sy het dit gedoen, en weet wat, die Here het vir haar begin voorsien. Hoekom? Want sy het die beginsel gesnap, wat jy saai, gaan jy maai. En sy het niks om te gee nie, so het sy gedink, en eintlik het sy gehad, sy kon die ouer kleertjies wat nie meer pas nie, uithaal, en dit gee. Nou sê, ja, maar die kleertjies lyk nie meer so goed nie. Weet jy wat, daar is mense wat nie omgee nie, want hulle het niks. Dis die beginsel wat ek vir julle wil leer. Ek doen dit nie baie nie, maar iemand het eendag vir my gesê, pastoor, weet wat, ek het nie skoene, en toe trek ek my skoene uit en gee dit vir hom, toe pas dit vir hom. En ek het dit op 'n Sondagoggend gedoen, ek het op my kouse gepreek. Het julle gesê, ek sal enigiets weggee, net nie my onderbroek nie, dit is... Maar weet wat, dis die beginsel. Het jy daai oop hand om te sê, ek gaan gee wat die Here gee? Ek is amper klaar. En ek wil hê jy moet net kyk na al hierdie beginsels. Die Here verander eers die gewer, voordat hy die ontvanger verander. Nou kom ons kyk na die praktiese toepassing vir ons. Dis doelbewus, gereeld, blydskap. Vra jouself, wie kan ek hierdie week help? Wie het bemoediging nodig? Wie het kos nodig? Wie het omgee nodig? Miskien het jy nie kos en geld of besittings en sulke goed nie, maar dan kan jy vir jouself vra, okay, wie het bemoediging nodig en wie het omgee nodig? Ek sal dit gaan doen. Ek sal dit gaan doen. Vra jouself, wie het gebed nodig? Wie het vergifnis nodig? Wie het liefde nodig? Dis goed wat ek kan uitdeel. Doen dit dus doelbewus, gee doelbewus, gee gereeld, gee met blydskap, gee uit liefde om te sê, ek is beskikbaar, ek gaan myself gee, ek is beskikbaar vir die Here. Ek het hierdie week, het ek eintlik so 'n riem onder die hart gehad. Want Renée, een van my span, wat hier elke week by die kerk kom werk, en sy werk gratis, ons nie geld om haar te betaal. Ons gee maar vra waar ons kan, weet, bossies en allerhande goed. Sy werk by 'n kleuterskool gekry, en hulle het haar nou nie betaal nie, toe sê sy dankie tog, want sy is nou terug waar sy moet wees, by die kerk. Dis awesome om so getuienis te kan hê. Sê ek is terug waar ek moet wees, want hier kan ek vir die Here gee, hier kan ek vir die Here iets doen. Gee omdat Christus eerste gegee het. Hy het alles gegee. Nou kom ons kyk na die hart van hierdie evangelie. Die wêreld meet sukses aan hoeveel iemand besit. Maar God kyk nie daarna nie, hy kyk dieper. God meet dit aan geestelike volwassenheid, liefde, genade, opoffering wat ons uitdeel. So om te gee is nie bloot 'n daad nie, dis 'n lewenswyse. Dis 'n lewenswyse. Toe God die mensdom wou red, het hy sy seun gegee. Dis die evangelie. Want toe Jesus ons wil red, het hy sy lewe gegee. Filippense 2 vers 5 sê, laat hierdie gesindheid in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En ek sluit af, Here, wat het U aan my gegee, wat ek vandag aan iemand anders kan uitdeel? Ek en jy, wanneer ons gee, word ons instrumente, waardeur God se genade sigbaar word. Here, maak my daai instrument van vrede. Ons sluit af met die vers Handelinge 20 vers 35. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Dis die gesindheid wat jy in jou hart moet hê. Ek wil afsluit en jy weet, dis iets wat mense partykeer so bietjie nie verstaan nie. Ons gemeente is omtrent, Pastoor Japie, as ek nie mis het nie, so 80% van ons gemeente is mense wat swaar kry.
is mense wat afhanklik is van hulp. Hoekom doen ons dit? Want is God se opdrag. En hoekom seën die Here ons so? Want is God se opdrag, wat ons uitvoer, wat jy saai, gaan jy maai, en dan ons maai, omdat ons saai, omdat ons doen wat die woord van die Here sê. Broeder en suster, dis awesome om te kan gee. Dis awesome om vir die Here te kan gee. Want God bly voorsien en God bly onderneem. En dankie vir jou wat reeds gee, wat hierdie beginsel al lankal gesnap het. Bly gee, al is dit nie geld nie, jy het altyd iets om te gee. En dis hoekom het vir my so belangrik is by die Silwerkrone, elke Woensdag is daar iets wat ons gee. Ons moet. Dis ons ouer mense so wie ons baie lief is. Dis so wonderlik om te saai. En ons kon hierdie week kon ons vir elke een van hulle 'n konversie gee. Wat Woensdag hier was, vir elke een. 'n Gehikelde ene wat deur mense vir ons gehikel word in die gemeente deur die jaar. En nie twee van hulle lyk dieselfde nie, dis wat so awesome is. Ons kon vir elkeen ene gee. Sy sien, dis lekker om te gee. Dis lekker om te saai, dis lekker om te doen wat die Here sê, maar jy voel iets in jou hart, wow. Dis wow. Mag die Here vir jou seën en mag die Here vir jou help, dat jy dit meer en meer in jou lewe gaan toepas. Jy kry miskien baie swaar, maar raai wat, jy het iets om te gee, al is dit jouself. Jou tyd, jou omgee, jou liefde om daar te wees vir iemand. En doen dit, sodat God jou kan deurdra en God vir jou kan help op 'n besonderse wyse. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie dat U met ons gepraat het en Here, is 'n besonderse woord hier en ek weet U gaan vir ons help en ek weet U gaan vir ons onderneem. Here, ons moet omgee. En om te gee beteken ek moet myself gee. Dit wat ek het, moet ek gee vir U. Gee vir U werk sodat ek 'n instrument in die hand kan wees. Here, en ons gaan nou aan die tafel van die Here sit en Here, dit is inteendeel 'n simbool van die grootste gee van alle tye. U wat God is, het U self gegee vir ons, sodat ons vry kan wees, sodat ons die ewige lewe kan hê. Here het al daai dinge moontlik gemaak vir ons, en ons sê vir U dankie. Seën elke boetie en sussie, nou elkeen wat inluister, dat hulle sal begin gee vir U, hulle self beskikbaar stel vir U. Ons bring U die lof en die eer. In Jesus naam. Ons gaan die nagmaal elemente uitdeel. Pieter, as julle reg is, kan julle begin uitdeel. Michael gaan vir ons 'n liedjie speel, dan sing ons lekker saam terwyl hulle uitdeel. Dankie, Michael. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders.
treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, I thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, I thought of me above all. Come on, sing a song. Crucified, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, I thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, I thought of me above all. Het allemaal elemente gekry? Verkeers ook. Daar sê. Ons wag net gou 'n bietjie. Ja. Ek lees gou vir ons 'n stukkie in Efesiërs 1. Paulus skryf vir sulke lang sinne. So ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek gaan begin by vers 20. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele.
bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in Christus werk. Ons sien dat Jesus verhoog is deur Vader bokant alles, al die engele, al die bose engele, bokant Satan self. Jesus is die naam bo alle name. Ek lees vir ons die formulier dan, dat ons kan verstaan, dat die Here nie net gesterf het nie, maar hy het opgestaan. Hy lewe vir ewig. Hy sê, want so dikwels in vers 26 van 1 Korintiërs 11, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Ons verstaan vandag, dat wanneer ons nagmaal gebruik, ons die dood van die Here verkondig. Ek lees vir ons in vers 23, want het ek ook van die Here ontvang in die nag waarin hy dat aan julle oorlewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit, tot my gedagtenis. Kom ons vat die broodjie en ons eet hom saam. En net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels, as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Kom ons neem die sappie, en ons besef die bloed van die Here Jesus. Onthou altyd, nagmaal is nie net 'n ding wat ons doen nie. Dis nie 'n tradisie net nie. Dis iets wat die Here Jesus gesê het om vir ons om te doen. Ons herdenk hom elke keer as ons nagmaal gebruik. En ek voel dit tog op my hart, as jy by die huis sit en daar's 'n behoefte in daai huis aan genesing of redding, gebruik nagmaal. Jy is pa van die huis, gebruik nagmaal. En bid saam, en vertrou die Here. Kom ons sluit ons oë net soos ons sit. Hemelse Vader, hoe groot is U nie net nie, dat U in die raadsplan voor die grondlegging van die wêreld besluit het, dat U Seun sal stuur om vir ons te sterf. Here Jesus, baie dankie, dat U gesê het, nie my wil nie, maar U wil. Dat U gesterf het, dat U op die kruis kon uitroep, dit is volbring. Here, die prys is betaal, U het alles betaal, sodat ons gered kan word, sodat ons versoen word met Vader. Here het 'n stapie verder gegaan, en U die Gees gestuur om in ons te kom woon, en ons te kom leer en lei, in die waarheid van die woord. Hoe groot is dit nie net nie, Here? Ek kan nie ophou om net te besef hoe groot U is, en hoe goed U is nie. Getrou U is nie. Dankie dat U ons toelaat om nagmaal te kan gebruik, en te kan weet, ons behoort aan U. Seën elkeen in Jesus naam. Amen. Kom ons staan. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness rise to hide, trembles at his voice, trembles
Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. Prys die naam van die Here. Ek gaan nou afsluit, ek gaan net vra asseblief, die wat ek ingeseer het net gaan agterbly. Rolien, ek het laasweek vergeet om 'n foto te neem hiervoor, maar vandag gaan ons. En jy's welkom om 'n koppie tee, koffie te kom drink. Shamaine sal ook hier wees vir die sissies. En ons nog van daai What Would Jesus Do bandjies beskikbaar teen R10. So jy's baie welkom om dit ook te kom kry. Kom ons buig na die hooftuin. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, gemeenskap van die Heilige Gees met almal van ons wees. En Here, dankie dat U so lief vir ons is. Nog steeds, nog elke dag, nog elke minuut, elke sekond. En dat U ons deurdra, mag hierdie besonderse week wees, waar ons instrumente sal wees vir U en 'n verandering sal bring vir U en ons eer U Vader. Amen. Baie dankie broeder en suster, die Here seën ryklik vir U.